God se wapenrusting help ons om te veg. God se wapenrusting help ons om te glo. God se wapenrusting help ons om te leef. God se wapenrusting maak ons vry. God se wapenrusting help ons veg. God se wapenrusting help ons glo. God se wapenrusting help ons leef. God se wapenrusting maak ons vry. God se wapenrusting help ons veg. God se wapenrusting help ons glo. God se wapenrusting help ons leef. God se wapenrusting maak ons vry. Die gordel is die waarheid. Jesus is ons waarheid. Die harnas is ons vryspraak. Dis Jesus wat ons vry maak. Die skoene is bereid. Ons vertel van God se waarheid. Jesus maak ons vry. Die skuld is geloof. Ons glo wat die Bybel ons leer is reg. Die helm is verlossing. Ons is vry as gevolg van die kruisiging. Die swaard is die Bybel. Ons veg daarmee teen die duiwel. Jesus maak ons vry. God se wapenrusting help ons om te veg. God se wapenrusting help ons om te glo. God se wapenrusting help ons om te leef. God se wapenrusting maak ons vry. God se wapenrusting help ons veg. God se wapenrusting help ons glo. God se wapenrusting help ons leef. God se wapenrusting maak ons vry. God se wapenrusting help ons veg. God se wapenrusting help ons glo. God se wapenrusting help ons leef. God se wapenrusting maak ons vry. Hallo Revolusie Kids, my naam is Romanus. Ek is 'n dapper Romeinse soldaat. Julle kan my sommer Romeo noem. My naam beteken pelgrim op pad na Rome. En ek is gekies om as 'n soldaat te veg vir Rome. Die keiser Augustus is die een wat vir ons sê dat ons moet veg vir hom. En ek was eers 'n boer gewees en toe het hulle my geroep om 'n soldaat te wees. Sal julle my asseblief help om my wapenrusting aan te trek, want ons moet ons eie wapenrustings aantrek as ons gaan veg. Maar ek hoor nou eers, keiser Augustus praat met ons. Kom ons hoor wat sê hy. Ja, hy sê nou, ons moet mense gaan tel. So my opdrag is om Bethlehem toe te gaan, sodat ons die mense daar kan gaan tel. Al die soldate moet nou gaan. Sien julle weer. Tannie Renel, dis dan besig hier in Bethlehem vandag, hier so baie mense, want koning Augustus het mos gesê, hy wil al die mense getel hê. Dis hoekom dit so besig is, en dis hoekom Josef so sukkel om 'n ou plekkie te kry, waar Jesus gebore kan word. Ag, maar kyk net hoe mooi is Jesus in die krib, in hierdie stal. Ons koning Jesus is gebore, en hy is die koning van die lig. Julle sien, daar is twee koninkryke. Koninkryke van donkerte en duisternis, en dan 'n koninkryk van lig, en ons veg in die koninkryk van lig. Ja, en Satan is die koning van die duisterniswêreld. Nou, wat is 'n duisternis? Dit is waar lelike goed is, waar sonde is, dit waar God nie is nie. En die duiwel en sy bose magte maatjies is die konings in beheer van hierdie duisterniswêreld. Maar jy sien nie, hierdie geveg tussen Satan en tussen Jesus het lank terug al begin, nog voordat Jesus 'n babietjie in 'n stal was. Want die duiwel het mos sy lyf in 'n slang verander en in 'n boom gaan sit en vir Adam en Eva gesê, julle twee, kom eet van hierdie boom, dan gaan julle net so slim word soos God. Hy het hulle gejonk. Nou hierdie geveg gaan al van daardie tyd af aan, tussen duisternis en lig, tussen die Satan en Jesus. En weet julle wat? Die Satan het die hele tyd probeer om vir Jesus te wen, maar hy kon dit nie reg kry nie. Want onthou julle, Jesus het aan die kruis gesterf en toe weer opgestaan. So Jesus het gewen. En ons is ook elke dag in daardie geveg. En Jesus roep jou dat jy 'n soldaat vir hom moet wees. So sê bietjie gou-gou agter my aan. Ek is Jesus se soldaat. My koning Jesus is die koning van die lig.
Nou die duiwel probeer om ons heeltyd te keer om mooi goeders te doen. So ons geveg is nie eintlik teen mense nie, ons geveg is eintlik teen die duiwel. Nou ons gaan in hierdie reeks 2 versies leer elke keer, elke dag. En die eerste versie wat ons vandag gaan leer is in Efesiërs, maar ek wil eers vir julle verduidelik. Elke keer as jy hierdie swaard geluid hoor, luister gou. Dan moet jy jou swaard gereed kry vir uittrek. Nou, die versie staan in Efesiërs. Hoor jy die woordjie vee? Kom ons vee ons swaard uit. Efesiërs 6 vers 11. Goed, daarom dat ons bewegings kan maak. Daar staan: trek die volle wapenrusting aan wat God jou gee. Wow, Tannie Renel. So in die Bybel staan daar dat God vir ons hierdie wapenrusting gee. Hierdie amper soos eysterklere wat die soldaat kan aantrek vir ons ook om teen hierdie duiwel te veg. Dis fantasties. Dis baie cool. Nou kom ons gaan kyk wat gaan Romanus eerste aantrek om hierdie geveg te veg. Hallo julle, dis Romeo weer hier en ek het ons vir julle laas gevra, julle moet my help om my wapenrusting aan te trek. Nou sien julle hoe lank is my rok en dit kan nie so werk nie, want ek kan nie lekker beweeg as ek moet gaan veg nie. So, ek moet nou my belt aansit of my gordel en julle moet my help daarmee, dan sien julle, as ek hom aansit, kan ek my rok 'n bietjie optrek en dan hou hy my rok bo, sodat ek lekker kan beweeg. Want dan kan ek in gevegte lekker vinnig rondbeweeg en ouens kan my nie seermaak nie. En wat ek ook met hierdie harnas kan doen, met hierdie gordel kan doen is, ek kan my swaard teenbære en ek kan my harnas op hom laat rus. Soos julle weet is ek deel van die groot Romeinse ryk se soldate. Daar's 139 2000 soldate in ons leer en ons veg mos vir die keiser. Maar gelukkig veg ons nie die hele tyd nie. As ons nie veg nie, dan bou ons brûe en ons bou paaie en ons bou forte om ons koninkryk sterk te hou. Maar soos julle weet, kan ons dit nie doen as ons nie lekker vinnig kan beweeg nie. En jy weet, soos mamma en pappa ook baie keer 'n belt dra, sodat hulle broek nie te los sit of afval nie, nê? Ja, julle weet, hulle het dit nodig. So het ek ook my gordel nodig. So kom ons gaan hoor by Tannie Janay en Tannie Renel, wat vandag vir ons die tweede versie gaan leer oor die gordel van waarheid. Ek sien julle weer. Julle, kyk hierdie mooi leerbelt wat ek hier in my hand het. Wat doen mens nou weer met 'n belt of 'n gordel? Jy sit hom by jou broek sodat jy jou broek kan bohou, dat hy nie moet afval nie. Nou toe, Tannie Janay, ek dink dit is belangrik dat Romanus ook 'n belt moet hê. Definitief. Maar die Bybel praat ook van 'n belt, of die mooi woord is 'n gordel. En dit is nou ons tweede versie wat ons nou vandag gaan leer. Nou onthou nou weer daai mooi bewegings wat Tannie Renel vir julle geleer het. Ons gaan sê Efesiërs 6 vers 14 sê, en dan sit jy hom terug hierso in jou belt, nê, in jou gordel. Weet julle wat staan in daai versie? Julle weet mos wat is die waarheid. Maak die waarheid vas soos 'n gordel om jou lyf. Dis vir my nogals mooi, die waarheid soos 'n gordel. Maar wat leer die Bybel ons nou weer? Wie is die weg, die waarheid in die lewe? Kan julle onthou? Ja man, dit was Jesus. So Jesus is die waarheid wat ons om ons lyf moet vasmaak soos 'n gordel. Ja, maar die duiwel vertel vir ons so 'n klomp leuns. Hy sal byvoorbeeld vir ons sê: man, daar's baie maniere om in die hemel te kom. Maar Jesus se waarheid, wat weer so aan jou gordel is, daar's net een manier om in die hemel te kom en dit is as jy in Jesus glo. Nou die duiwel jok ook oor die Bybel, want hy laat ons baie keer glo en hy sê vir ons dat die Bybel nie eintlik waar is nie. Maar Jesus se waarheid sê dat die Bybel definitief waar is. En die duiwel sal ook partykeer vir jou 'n leuen vertel en vir jou sê: man, jok vir jou mamma, dan gaan jy nie in sulke groot moeilikheid kom nie. Dan sê hy vir hom: Jesus se waarheid is dat praat altyd die waarheid, want die waarheid is die beste. So, ken die waarheid, praat die waarheid en glo die waarheid. Nou kom, ons sit gou-gou almal ons speelbelde aan. Kry jou beld, sit hom aan, ons wil die waarheid op ons lyf hê en dan sê julle saam met my: ons glo in Jesus.
Ons glo in sy Bybel en ons wil graag die waarheid praat. Kom ons sê dit weer. Ons glo in Jesus, ons glo die Bybel en ons wil die waarheid praat. Nou toe, nou lyk julle soos regte soldate met julle mooi belde aan, reg vir die geveg. En nou plak julle sommer baie mooi daai gordeltjie wat ons vir julle sommer die prentjie gaan gee wat julle gaan uitsny op Romanus se onderkleed en dan sit julle nou sy gordel van die waarheid vandag aan. En dan moet julle volgende week weer kom kuier want ek wil graag weet wat gaan hy volgende aantrek vir hierdie geveg. Kom ons bid gou saam. Koning Jesus, dankie dat U ons aan U vasbind soos wat ons nou net van hierdie gordel gepraat het, die gordel van die waarheid. Dankie dat U woord die waarheid is. Amen. Nou gaan dans en sing weer lekker op ons liedjie en al die ander liedjies wat ons aangeheg het en dan sien ons vir julle volgende week. Totsiens.